Wanneer ons hoor die pad is nou, dink aan 'n grondpad, veral as jy prentjie mense soos ek, wat dink aan 'n grondpad of 'n teerpad. Maar kom ons kyk geestelik na dit. Eers gaan ons lees by 7 vers 13 tot 14 en dan gaan ons kyk wat beteken die vers. So kom ons lees gou. Matteus 7 vers 13 tot 14. Gaan deur die noupoort in. Die poort wat na die verderf lei is wyd, en die pad daarheen is breed. Die wat daardeur ingaan is baie. Maar die poort wat na die lewe lei is nou, en die pad daarheen smal, en die wat dit kry is min. Nou, wanneer jy die storie, dis nie 'n storie nie, sorry, wanneer jy die vers lees, net lees met jou fisiese oog, dan ons het 3 afdelings, dis jou liggaam, dan kry jy jou siel, wat vir jou liggaam sê, en vir jou emosies gee, en dan kry jy jou gees. Nou jou gees werk met God. Wanneer jy jou gees oorgegee het, werk hy direk met die Heilige Gees en die Heilige Gees direk met God. So, ons gaan nou na die storie met die gees kyk. Nie met die fisies of met die siel nie. Die siel het die emosies. Die emosies een sê vir jou, ek gaan op die breë pad gaan, want dan is ek nie alleen nie. Maar die gees sê vir jou, ek gaan liewer op die nou pad gaan, want dan is ek's wel alleen, maar ek is nog steeds my Vader wat langs my loop, en dan gaan ek na die ewige lewe toe. En dis wat Jesus ook hier bedoel het, is geestelik, en nie fisies met die oog sien nie. So dis hoekom, jy moet altyd die Bybel lees met die geestelike oog, en nie met die fisiese oog nie, want dan gaan jy nooit verstaan wat dit Jesus bedoel nie. So wat beteken die vers? Jesus het gesê, ons moet by die noupoort ingaan, die pad wat smal is. Kom ek probeer vir jou gou 'n prentjie verf hierso. So, jy sien jy is by die dam. Okay? Ons almal weet nou hoe lyk dit by die dam, wat daar's baie gras. Nou moet ek eers dink vir julle 'n prentjie te verduidelik. Hier is die dam, en dan sit gras, en dan is daar 'n klein paadjie, wat net een persoon met 'n visstok kan deurgaan. Die ander persoon moet agter jou gaan, of voor jou. Daar's nie iemand wat langs aan jou kan gaan nie. Dis die noupad. En gewoonlik op daai pad is daar klippe en gate en goeters, wat jy moet mooi trap en kyk, dat jy nie moet val nie. So dis die noupad. En Jesus sê vir ons moet nie die breë pad kies nie. Die breë pad is wel, lyk as hy vir jou uitgeskraap is, soos wat die boere doen om die grondpad weer reguit te kry vir die karre, om nie seer te kry as hulle ry nie. So, dit lyk vir jou van ver af, lyk dit, daai pad is mooi reguit, maar eintlik is die pad net so vol gate, maar ons niemand wat jy daardeur dra nie. Die noupad het jy soos die Heilige Gees wat jy daardeur dra. So kom ons kyk wat verduidelik ons Vader. Vader verduidelik ons hoe die breë pad is en dat baie mense daardeur gaan. Het jy al gehoor wat mense vir jou sê? Ek glo in ons Vader, ek glo mos in God. Ek gaan kerk toe, ek lees die Bybel, maar hulle lees die Bybel, maar hulle verstaan nie wat daarin sê nie. Of hulle verstaan, maar hulle neem dit nie in nie, want hulle glo nie en dien ons Vader nie ten volle nie. Dit beteken dat hulle sê hulle glo, maar hulle doen nog steeds hulle sondes. Soos, voordat ek my lewe oorgegee het, en voordat ek ten volle geglo het, toe ek my toets hierdie geskryf het, is, wanneer iemand die boodskap vir iemand wil opsit, sê soos ons Vader sê vir my, ek moet nou vir julle 'n boodskap stuur van die breë pad en noupad, gaan hy nie vir jou sê, jy moet dit doen, maar hy sit jou nie self deur die toets nie.
Jy moet eers deur daai toets gaan, jy moet eers verstaan ten volle en jy moet 100% seker maak, jy verstaan en voordat jy vir iemand anders dit kan verduidelik. So, voordat ek my lewe oorgegee het, het ek gevloek. Ek het gelaster, nou nie in ons Vader se naam gelaster nie, maar ek het mense monsters gemaak en ek is nie baie trots daarop nie. En ek het hulle ook sleg gesê en monsters van hulle gemaak, plaas van hulle goed te sê en goed te praat van hulle. En dit is wat met my ook gebeur het is, ek het gesê ek glo in my Vader, ek glo mos in God, en goed, maar ek het nie ten volle nie. Tot wanneer ek my lewe oorgegee het, en vir 'n jaar lank, mense, dit was 'n jaar lank wat ek deur die breë pad en nou pad moes gegaan het, om my te verander. Ek het nie myself verander nie, die Heilige Gees het my verander om te sê, jy gaan nou nie meer sleg praat van ander mense nie, jy gaan nou goed praat van hulle, of jy gaan nie meer vloek nie, jy gaan daai vloekwoord wat jy elke keer gesê het, gaan jy omverdraai in 'n goeie woord. So, ja, dit is, as jy net na dit luister, klink okay, maar as jy hoor, maar baie mense doen dit, wanneer die Heilige Gees inkom, dan verdraai jy daai slegte woord wat jy elke keer gesê het, in iets goed, en wanneer jy mense sleg sê, verdraai jy dit en jy sê vir hulle iets goed daaroor en dan maak hulle weer engeltjies, nou nie engeltjies nie, maar jy praat goed van hulle. Die is ook so hartseer, wanneer ons Vader ons waarsku van die breë pad en die nou pad, en ons doen nie een van die twee nie. Ons gaan nie by die nou pad in nie, want die nou pad lyk alleen. Maar die breë pad lyk lekkerder, want jy sien al jou vriende loop dit. En dit is eintlik so hartseer. Die pad wat nou is, en baie smal, die is nie 'n maklike pad nie, want wanneer jy sê, jy glo in ons Vader, moet jy dit doen. Toe ek gesê het vir my ouers en vir myself, ek glo in my Vader, ek glo in my God, moes ek my ou gewoonte agtergelos het en ten volle hom geglo het. Nie net van, ek sing 'n liedjie en dan is dit nou verby en ek kan nou weer aangaan met my eie dinge nie, of ek bid en dan kan ek weer aangaan met my eie dinge. Nee, jy glo ten volle vir jou Vader. Wanneer jy gebed is, my gebed het van 15 sekondes verander na 'n hele dag toe. My aanbidding het van 'n halfuur na die hele dag toe. Tot ewen in my drome verheerlik ek my Vader. Ek sing liedjies vir my Vader. Dan moet ek vir my gees sê, asseblief, ek het môre eksamen. Ek kan nie nou sing nie, want hy wil die hele tyd sing. Of wanneer ek 'n slegte droom het, word jy wakker. Laas het ek 'n slegte droom gekry en in my droom bid ek so hardop dat ek wakker geraak en bang raak. Ek maak my ouers wakker, want die gees van my het so begin my Vader so begin aanbid en so ten volle hom geëer, dat ek nie meer die ou Linda is wat ek geken het nie. Die ou Linda, as sy geslaap het, het sy geslaap. Nou is sy van, as sy slaap en sy word wakker, die eerste ding waar sy aan dink is haar Vader, nie aan kos nie. Soos vanoggend het my maag kramp gekry, want ek was honger, en ek was ek, Vader, maar ek is honger, ek wil dadelik eet, maar ek wil eers my Vader verheerlik, ek wil eers met hom praat, voordat ek dink aan kos, ek wil eers Bybel doen, en tyd saam met hom spandeer, voordat ek dink aan kos. Ja, toe ek my kos gekry het, was ek baie bly, maar ek het saam met hom dit geniet om te eet, want ek het my gevoelens eenkant gesit en gesê, Vader, ek verheerlik U. Ek sit my kant, my goed, wat belangrik is vir my, sit ek eenkant, want vir my is U die meeste belangrike. Vader sê, hy het ons gewaarsku van die nou pad en die breë pad.
Ek was op al 2, ek is nog steeds op al 2. Maar ek kan nie op al 2 wees nie, ek was op die breë pad en ek is nou op die nou pad. Op die breë pad het ek gesien, al my maatjies doen die, so ek wil dit saam met hulle doen. Al my maatjies praat sleg van die persoon, so ek wil dit saam doen, want het lyk lekker. Maar al die lekker goed. Maar nou is ek op die nou pad, en nou denk ek aan al my maatjies doen dit, so ek wil dit saam doen nie. Ek dink, al my maatjies doen dit, en ek weer is verkeerd, so ek gaan my vader vra om hulle te vergewe, soos wat hy gedoen het op die kruis. Hy het gevra vir sy vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou, wanneer ons vader ons gewaarsku het, dan, en ons doen dit nie, dan is 'n hartseer. En wanneer jy siel, gees en liggaam ten volle, ek is nie meer myself nie, ek is nie meer my eie nie. Wanneer jy ten volle jouself oorgee aan hom, dan dink en voel jy dieselfde as wat hy voel. Soos wanneer ons vader sy hartseer jy voel, omdat hy jou gewaarsku het teenoor die sekere ding, voel jy dat hy hartseer is, want jy doen nie dieselfde nie. En nou, hoe doen ons dit? Kom ek verduidelik jou, dat jy kan voel, en presies weet, hoe om het te doen. So, dink wanneer jy aan iemand wie jy lief het, jou naaste persoon, aan wie jy lief het. Hy of sy speel met 'n kers. Of 'n lampie. Kom ons sê 'n lampie, want dit is die enigste ding wat ek nou naby aan my het. En ek wil dit nie oor my Bybel hou nie, want daar's nog parafin in. So ek spang hy mors op my Bybel. So, iemand wat lief is vir jou, wat jy so lief het, speel met hierdie lampie. Nou jy weet, as parafin op jou kom, dan hou hy aan brand. Hy hou nie op nie. En jy sê vir hom, moenie met die parafin lampie speel nie. Hou op so besig wees om hom, of hou op die altyd met hom wil speel. Want jy gaan brand. En hy sê, ja man, ek hoor jy, ek gaan mos versigtig wees. En hierdie lampie val om. En die ding brand om. Gelukkig was jy slim genoeg om die brand op te hou. Jy stop dit, maar jy was hartseer en jy was kwaad, want hierdie ou sê vir jou, ek luister, ek hoor jy, ek gaan nou nie brand oor die ding nie. En jy is nou kwaad en hartseer, want hoekom het jy nie geluister nie? Dit kon erger gewees het. Dis dieselfde met ons Vader, is wanneer hy ons verduidelik het en ons gesê van die hel en die ewige lewe, van die noupoort en die breëpoort, het hy vir ons verduidelik. En wanneer ons die breëpoort pad verkies om te loop, is hy hartseer en hy is kwaad en hy is disappointed, omdat jy nie geluister het na sy stem nie. Jy het nie geluister na wat hy sê van, moenie daarin gaan nie. Gaan na die noupoort in. Ek kan net imagine hoe het sy stem, Jesus was 'n groot man, hoe het sy stem gebreek, toe hy gesê het, dat die mense wat in die noupoort is, min is. Kan jy net jouself indink? En dan nog steeds, verbrand ons onsself, want ons luister nie vir daai stem nie. Ons luister nie vir daai stem wat vir ons Vader, wat ons Vader vir ons sê, gaan by die noupoort in. Van daai hekkie wat net een mens kan per stap invat. Jy kan wel nie sy gees sien nie, maar jy kan hom aanvoel. Ek voel sy gees hierso. Ek voel sy presence in my hart. My hart loop so vinnig is omdat hy binne my is. Hy praat deur my. Hy praat met jou. Spesifiek jou wat nou kyk. Gaan deur daai noupoort. Los die ander. Los hulle. Hulle is hulle eie mens. God is self besig om met hulle te werk. Maar hy is op die oomblik besig om met jou te werk. Hy kan oralste wees. Hy kan oralste wees. En so, moenie dink aan Pieter wat in die agterkant is, of Sari wat voor jou is nie.
Los hulle. Jy moet aan jouself werk. Loop saam met ons Vader. Loop saam met die Gees. Laat hy jou dra en nie jy jouself nie. Want glo my, daai pad se klippe is groot. En as jy vooruit hardloop, dan gaan jy val. Vra my, ek het probeer vooruit hardloop op daai einste pad. En ek het geval en ek moes self weer opgestaan het. Gelukkig was my Vader daar om my af te skud. Maar die seer en die disappointed wat jy self gevoel het, is net 'n fraction van wat ons Vader voel, wanneer jy nie luister nie. Ons Vader dwing nie onsself op jou nie. Wanneer jy iemand het wat nou jonger is as jy, hy kyk op vir jou en jy waarsku hom, moenie dit doen nie, en hy luister nie, soos wanneer ek vir my stoutertjie sê, moenie raas nie, en hy luister nie, soos wat hy nou gedoen het, en hy luister nie, dan los ek hom, want miskien gaan hy homself hoor op die TV, en dan gaan hy miskien skaam kry. Dit is net 'n voorbeeld. Of wanneer jy iemand het wat by jou is, wat nie luister vir dit nie, dan gaan jy los, want miskien sal daai persoon uit sy foute uitleer. Miskien. Dis dieselfde met ons Vader. As jy nie luister nie, miskien sal jy uit daai fout uitleer. Miskien sal jy opstaan en voel hoe seer is dit om jou knie oop te val. Miskien. Miskien moet ek nou weer vir jou 'n voorbeeld gee. Miskien moet ek nou weer vir jou iets op jou pad sit, dat jy kan voel hoe dit voel. Nou, hoe luister ek vir daai stem? So ek het nou vir julle verduidelik, wat beteken die breë pad en die nou pad, en ek het myself vir julle 'n voorbeeld gegee van hoe ek was op die breë pad en die nou pad. En nou gaan ek vir julle verduidelik van hoe om te luister vir daai stem, om weer terug op daai nou pad te kom, of nie net weer terug nie, om weer ten volle op daai pad weer te kom, is die Bybel wat op jou bedkassie lê. Vat hom, lees hom, nie net met die fisiese liggaam nie, van, okay, ek lees hom, okay, ek het hom klaar gelees, nou gaan ek aan met my daaglikse dinge. Nee. Jy lees hom. Dis, jy lees hom met 'n mening, nie met, my ma het gesê ek moet hom lees en nou lees ek hom. Jy lees hom met 'n mening. My plig is om my boetie kos te gee. My plig is om myself na te sien. Dis jou pligte. Hierdie is 'n mening. Jy doen dit met 'n keuse. Ek het 'n keuse om hierdie Bybel te vat en in my hart te sit. Ek het 'n keuse om op die nou pad te gaan in plaas van die breë pad. Ek het 'n keuse om te luister na watse kant toe die breë pad lei. Ek het 'n keuse om te besluit, hoorie, wil ek luister vir daai groot rooi mannetjie wat op sy troon sit, of gaan ek luister vir die koning wat my geskape het, wat my as stof weer in vlees gemaak het, wat my asem vir my gegee het. Toe ek gebore was, het hy my in my neus asem gehad en ek het asem. My longe gaan in, uit, 24/7, want sonder daai asem gaan ek doodgaan. Ek het 'n keuse om hemel toe te gaan, ek het 'n keuse om hel toe te gaan. Maar as jy daai keuse vat om hemel toe te gaan en hierdie woorde met mening en krag van die Heilige Gees in te neem, dan sal jy met mening die woord lees. Daar's baie kere wat ek net die Bybel gelees het, omdat lees is. Maar toe ek gevra, Vader, asseblief, maak hierdie woorde vir my helder. Verduidelik my wat U bedoel het. Is dit like, wow, ek het nie gedink ek sien dit so nie, soos die nou pad en breë pad. Ek het nie verstaan wat dit beteken nie, tot wanneer ek die die boodskap vir julle uitgetik het, en vir myself, om myself beter te verstaan. Wanneer jy kerk toe gaan, luister dit, luister na die woorde wat hy sê.
Luister na hoe hy dit verduidelik. Moenie aan die slaap raak nie, word wakker. Neem dit in. En laat dit op die goeie grond val. Nie op die saad, laat jou saad op die goeie grond val en nie op die grond waar daar klippe is en sement is, waar daar niks kan wees en waar hy nie kan wortel skiet nie. Laat hy op die goeie grond val en waar hy kan wortel skiet en net so groot kan raak, dat jy baie jare van daai einste boom kan eet. Begin met mense komplimenteer, okay? As jy nou 'n skaam persoon is, probeer komplimente vir hulle te gee. Sê vir hulle, of vir die mense, as jy skaam is, sê vir die mense wat na aan jou is, ek hou van jou hare lyk vandag so mooi. Of, as jy nou 'n persoon is wat ek is, ek hou van praat, dan sê vir iemand wat by 'n werksplek is, en jy sê vir, ek is mal oor jou naels. Ek het al gesien wat die Heilige Gees my gelei het om te sê vir daai persoon, sy het so mooi naels. Sy was mislik, en toe ek dit vir haar gesê, toe sy so vriendelik, en jy kon sien die lig in haar kom weer terug. Ek kon gesien het hoe bly sy raak, omdat ek geluister het vir die Gees, om vir haar te sê vir haar sy het mooi naels, sê vir haar sy het mooi oë. Onder jou bewussyn werk daai Gees van jou met die Heilige Gees. Jy luister na hom. Jy luister na wat sy movie om te kyk, wat sy Bybelvers om te lees, wie om 'n komplimentaar te gee. En as jy wonder oor movies, kyk Christelike movies. Kyk movies wat ons Vader verheerlik. Wanneer jou gees reg is, sal jy jou oorgee aan ons Vader. As ek vir julle moet sê, ek het vandag my lewe oorgegee, en dit was net my liggaam, ek sou nie die waarheid gepraat het nie. Kan ek gou vir jou bid, dat jy op die breë pad is, en nie op die breë pad nie, en dat jy jou hele lewe sal oorgee, nie met jou liggaam nie, jou siel, jou lewe oorgee nie, nee. Maar soos wat ek gesê het, as ek my lewe sal moet oorgee, gees, net siellik, soos die liggaam, siel en gees, hierdie mannetjie in die middel, hy gee sy lewe oor aan ons Vader. Hy gaan dit nie teen volle doen nie, want hy gaan vir jou lieg, want die breë pad lyk lekker. Maar wanneer jou gees, en wanneer jy daai komplimente vir mense gee, wanneer jy Christelike movies kyk om jouself weer op te bou, of wanneer jy die Bybel vat en jy lees hom met mening en nie met 'n plig nie, dan sal jy sal nuwe lewe kry, jy sal 'n nuwe lig kry, jy sal nuwe blydskap kry, jy sal liefde hê in jou. Ek het al gesê, ek het so baie blydskap en liefde in my, ek kan vir almal gee, net omdat ek my lewe oorgegee het, en dit was nie my siel nie, dit was my gees. Dit was my gees wat my lewe oorgegee het, en dit is my gees wat my verander. Dis my gees wat my nie meer dieselfde Linda het nie. Toe ek laas jaar gedoop was, het ek om vir daai Linda wat sleg gesê het en gevloek het en nie mooi gepraat van ander nie. Ek het haar begrawe, sy is dood, ek kan nie eens die helfte van haar onthou nie. Maar die Linda wat opgestaan het, is anderste. So, ek bid vir jou, dat jy op die nou pad is, en nie op die breë pad nie. Dat jy na ons Vader toe gaan, en wanneer jy na hemel is, en jy kyk terug op daai pad wat jy moes gestap het, en jy sê, dit
was die moeite werd. Vandag sit ek om 'n tafel met klomp eetgoeders wat nooit klaar raak nie. Ek kan nie meer huil nie, want ek het so baie blydskap in my. Dit was die moeite werd om oor elke rots saam met die Heilige Gees te stap. Om elke trap van jou lewe op te gaan. Baie mense dink seker ja, een trappie hoër is een stap moeiliker. Nee. Elke trap het sy eie hassels. Maar as jy het keuse wat jy met daai trap maak, gaan jy sê midway, ek kan dit nie meer vat nie. En jy klim maar weer verder af en jy hardloop breëpad toe. Of gaan jy sê ek hou uit. En die dag wanneer ek om daai tafel saam met my Vader sit en ek fees vier saam met hom. En dit is sy Sabbat en ons fees vier en ons sing saam met die engele. Sal ek elke oomblik geniet en ek sal terugkyk en ek sal sê dit was die moeite werd. So kom ek bid gou vir jou. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Vader, ek vra vir U se geduldigheid oor die persoon wat nou kyk. Dat hulle U stem sal duidelik hoor en dat hulle op die nou pad is en nie op die breë pad nie. Vader, die mense wat op die breë pad is, sal hulle probeer onderhou, omdat hulle wil wys, hulle lewe is lekkerder as wat hulle sin is. Vader, die mense wat vir hulle probeer wys dat hulle pad lekkerder is, wys vir hulle wat hulle blind is, wat hulle nie nou op die oomblik sien nie. Wys vir hulle wat hulle kan kry op die pad wat nou is en smal is. Vader, ek waardeer U so baie dat U in hierdie persoon se lewe kan werk. En ek vra al die goed, weer nie in my wil nie, maar U se wil. Want my wil tel nie. Ek is net 'n mens wat stof is. Wanneer ek doodgaan, sal ek doodgaan in stof. Dis hoekom ek vra dit in U se wil. Dat hulle kan terugdraai na U toe, na U se huis, na U se koninkryk. Ja, die pad is nie baie groot nie, en hy is moeilik. Niemand het gesê daai pad is maklik nie. Nie eers U het gesê daai pad is maklik nie. Maar dat elkeen wat hier sit, sal deurdruk en nie midway sal terugdraai nie. Dat hulle sal na U toe gaan, en wanneer hulle U sien, na U se arms toe hardloop soos 'n skapie wat weer gevind is, Vader. Amen. Ek wil nie vir jou sê, om 'n volgeling van ons Vader te wees is nie 'n perfeksie nie. As jy gaan Sondag, ja, dit gaan kom. Jy gaan Sondag, jy gaan van die goed doen wat jy terugkry het. Maar ek vra dat dat jy dit sal ten volle doen. Wanneer jy weet jy het gesondig, gaan terug na ons Vader toe en vra om verskoning. Onthou, God is lief vir jou. As hy nie lief was vir jou nie, sou jy nie vandag hierdie video gesien het nie. Jy sou nie vandag op die keuse gewees het, gaan ek nog steeds die breë pad volg, of gaan ek nog steeds die nou pad volg? Wil ek vir julle sê, Shalom.